terwyl ons vanoggend in die diens is. En jy weet, woord van die Here sê ons moet word soos 'n kind. Anders kan ons die koninkryk van God nie ingaan nie. En volgens my is sondige skoolliedjie word opgegee. I went to the enemy's camp and I took back what he stole from me. Wil ek vir u sê, ons lewe in 'n tyd wat ons 'n kans en 'n geleentheid het om terug te gaan en te vat dit wat ek verloor het, dit wat ek weggegee het, dit wat ek toegelaat het om van my te beroof. En terug te kom op die plek waar die Here ons wil hê. Die afgelope tyd is die Here met my besig en weet jy, meer ek deur in die lewe gaan, as jy 'n fout gemaak het, dan voel ek, Here, ek moet dit nou regstel. Hier's 'n dringendheid hier in my hart om dit nou reg te stel, want daar kan nie 'n kans en 'n geleentheid kom wat die duiwel my kan beroof van dit wat die Here van my instoor het nie. En ek dink aan die preek wat laasweek uitgegaan het en die leringe van die laaste tyd wat sê oor die vrees van die Here. Ja, ek wil dit vandag indring by die kinders van die Here. Dit het tyd geword dat die vrees van God weer terugkom in my huis. Het is maklik om te sê die vrees van die Here moet terugkom in die kerk. Maar hoe lyk my huis? Dit het tyd geword dat die vrees van die Here weer terugkom in my lewenswandel. Want weet jy, so waar is wat ek vanoggend hier staan, is daar 'n God in die hemel. En soos ek die laaste tyd vir u sê, sy ja is sy ja. En sy nee is sy nee. Daar's 'n God van hierdie wêreld. Maar daar's 'n werklike God in die hemel. Terwyl ek in hierdie week met iemand praat en ons praat van, nou wil ek my woorde my weggaan. Ons is gemaak volgens die beeld van God. Want in die begin het die Here gesê, laat ons mense maak na my beeld, na ons beeld. En daar's soveel mense in hierdie wêreld. Duisende mense. Maar as ek die woord van die Here lees in die Nuwe Testament, dan sê die beeld van God is eerstens heilig. Hoe verstaan ek dit? Om te sê ek is na die beeld van die Here gemaak, maar ek lewe in die sonde en die genot van hierdie wêreld. Ek wil vanoggend vir julle die woord van die Here uit baie verse lees. Maar ek gaan vir julle net skrif gee vandag. En so hier en daar my opinie byvoeg. Want die skrif, ek het laasweek vir julle gesê of die week voor dit, ons kry vandag mense wat die Nuwe Testament aanhang. Want dit is mos die genade tyd wat ons inlewe. God se genade is vir jou genoeg. Nou die tyd van genade uitbuit is verby. Want ek dink genade is 'n kompersie vir my sonde. Dit steek dit weg. En God kan dit nie sien nie, want die Bybel sê, geen sonde, luister mooi, geen sonde en geen ongeregtighede gaan die koninkryk van God ingaan nie. Nou dink ek, omdat Christus vir my gesterf het, is die genade 'n kompersie wat my sonde toemaak en die Here sien dit nie. Maar dis nie wat die skrif sê nie. So die reddende genade van God het aan alle mense verskyn en leer ons om die wêreld en sy begeerlikhede te verloon. In Deuteronomium lees ons 18 vanaf vers 9 tot 14 sê hy die volgende, maar wat ek wou sê is, die Nuwe Testament sou nie daar gewees het as hulle nie die Ou Testament gehad het om uit te preek nie. Hulle die disippels wat die skrif geskryf het die Ou Testament gehad en hulle het die Nuwe Testament uit die Ou Testament uit gepredik. So die Ou Testament is net so kragtig soos die nuwe een. Luister wat sê ek nou die dag vir iemand, ek sê praat met 'n persoon en ek sê daar's sekere goed wat vir God 'n gruwel is, wat in die Ou Testament opgeskryf is en ek noem dit. En die persoon staan daar skuldig aan dit wat ek noem. Weet jy wat sê sy vir my?
Sy sê, ons kerke vandag leer dit nie meer vir ons nie. En dis vir my skokkend wat sy sê. Sy sê, hulle gebruik die Ou Testament om ons te leer, ons moet ons owersters gehoorsaam. Ons moet die pastore gehoorsaam wees. Maar die gruwels van God wat in die Ou Testament opgeskryf is, word ons nie meer geleer nie. Dit is Ou Testament, ons lewe nou in genadetyd. En ek vra myself die vraag af, Here, hoe ernstig is ons om God te dien? Soek ek die eer van die mense? Soek ek die mense moet, terwyl ek gister by 'n spershop staan, toe staan daar 'n ouetjie met sy Engelse ding, hy sê, ek is ek gaan nie woord in Afrikaans sê, ek is die braaikoning, buig voor my. Dan wonder ek hoeveel mense buig voor God, in gees en in waarheid. Ek wil hê mense moet my aanhang, ek wil hê mense moet voor my buig, ek wil hê mense moet van my praat, en sê, ag, daar is 'n wonderlike persoon. Maar ek buig myself nie voor 'n lewende God van hemel en aarde nie. Wat baat dit my, dat ek die wêreld en alles gewin het, maar ek het die Christus verloon. Ek het die liefde verloor. Okay, Deuteronomium 18 sê so volgende. Hy sê, as jy kom in die land wat die Here, jou God jou sal gee, moet jy nie leer om volgens die gruwels van daardie nasie te doen nie. Dis 'n belofte wat die Here vir hulle gegee het. Ek beloof jou, daar's 'n land wat vir jou voorberei is. Wat oorloop van melk en honing. Maar wanneer dit inkom, moenie volgens die gruwels van daardie mense doen nie. Ek wil vandag vir jou sê, die plek waar jy vandag in sit, is wat God vir jou beskik het. Om uit te staan vir sy naam en saak. Om sy naam te heilig vir klomp mense. Maar weet jy wat doen die kinders van die Here vandag? Of ek wil weer sê, die sogenaamde kinders van die Here. Ek pas in. Want ek wil nie hê die mense moet ongemaklik voel. Ek weet van 'n kerk wat ek van gehoor het, wat die pastoor sommer met sy jean en sy t-shirt kerk toe gaan, want die mense het vir hom gesê, jy laat ons ongemaklik voel. So nou kan ek maar die wêreld in die kerk inbring. Ja, nou gebruik ek die woorde wat ek my vrou gegee het. Toe ek en my vrou die Here begin dien het, sê ek vir haar, hierdie mense in die Bybel sê, julle gaan die wêreld in die kerk inbring. En my vrou dink nou, hoe gaan hulle die wêreld in die kerk inbring? Is klein gemaan, want sy is nog onkundig gewees. Weet jy hoe bring ek die wêreld in die kerk in? Ek bring my sonde en ongeregtigheid in die plek waar die naam van die Here geheilig word. God se woord sê vir my wat hy van my verwag. Maar terwille van die mense, gee ek maar toe. As ek sit aan die kring van die spotters, dan spot ek saam met hulle. As ek sit in die kring van die drinkers, dan drink ek saam met hulle. En ek doen net wat die wêreld doen, want ek moet hulle gemaklik laat voel, dat ek hulle by die Here kan uitkry. Eina, dis nie wat God se woord van my verwag nie. Hy sê, daar mag nie by jou gevind word, wat sy seun of sy dogter die rivier laat gaan, wat met waarsêry, golery, of met verklarings en voortekens of towery omgaan nie. Nou, die mens het 'n spreekwoord aangeleer. Ek vertel jou fortune vir jou. Het die woord van die Here nie gesê, dit mag nie onder julle gevind word nie? Maar dan loop ons en sê, ons is kinders van God. Want vir elke ydelle woord sal jy rekenskap gee. Of wat met beswering omgaan, die vers 11. Of wat die gees van 'n afgestorwe vra, of 'n gees van waarsêry. Of wat die dooies raadpleeg nie.
Ek is Henry Warren, ja, almal ken my. Maar as iemand oorlede is, het hy geen hou vas in my lewe. Sy tyd is verby op hierdie aarde. En die tyd na dit gaan hy rekenskap gee of hy hom bekeer het voor God, of hy sy haar voor God bekeer ter gees en waarheid. Dis nie in my mag nie. Dan hoor ek dat die kinders van die Here sê, hy is tevrede met dit wat jy doen. Waar kom dit van God af? Hy staan en kyk vir jou uit die hemel uit. Ag, en hy is trots op julle. Dink ek, Here, maar dis nie wat die woord van die Here my leer nie. Hy's 'n mens soos ek. Ek sit nou die dag en ek is op YouTube en ek sien dat iemand sê daar iets van 'n oorlede oom Jimmy Swaggart. God het my gewys, hy's in die hel. Dink jy God is so kleinlik om jou as 'n mens te wys wat in hiernamaals gaan gebeur? Dit het niks met jou uit te waai. In die eerste plek nie. Maar pas op waarmee jy besig hou. Want hier sê hy, ek mag my nie besig hou met die dooies nie. Vra ek myself die vraag af, is die gees wat opereer werklik die gees van God? Hy sê die woord van die Here, baie sal vir my sê, Here, in U naam het ek duiwels uitgedryf. In U naam het ek kragtig gedoen. Gaan die Here vir my sê, gaan weg, ek het jou nooit geken nie. En ek het die laaste tyd baie dinge bedink. Voor ek daarby kom ons lees gou verder. Opreg moet jy wees met die Here jou God. Wat is opregtheid? Om te doen dit wat God van my verwag. Want hierdie nasie wat jy uit hulle besittingsbedrywe het, luister na golaars en waarseers. Maar wat jou aangaan, die Here jou God, het jou nie so iets toegelaat nie. Ek wil vir u nog 'n vers lees in die Ou Testament en daarna gaan ons Nuwe Testament toe gaan. Levitikus 18 vers 29 en 30. Hy sê, wat almal wat enigiets van hierdie gruwels doen, die siele wat dit doen, moet uitgeroei word onder hulle volk uit. Luister hoor, ek verstaan nie wat hier sê, wat hier staan. Want almal wat enigiets van hierdie gruwels doen, die siele wat dit doen, moet uitgeroei word onder die volk uit. Daarom moet julle my onderdane onderrigte onderhou en niks te doen wat gruwelike insettinge wat voor julle gedoen is nie. Dis Levitikus 18 vers 29 en 30. Ek gaan weer vers 30 lees. Daarom moet julle my ordeninge onderhou om te doen ek vra om verskoning. Ek gaan weer vir u lees, gaan dit stadiger lees. Daarom moet jy my ordeninge onderhou om niks te doen wat gruwelike insettinge wat voor julle gedoen is nie. Dat julle nie daardeur verontreinig nie. Ek is die Here jou God. Nou Levitikus is die wet wat God vir die goddelose mense gegee het. Hy het dit nie vir die kinders van Israel gegee om hulle te na te kom nie. Hy het dit vir hulle gegee om hulle te reinig, om hulle te heilig voor 'n heilige God. En ek sê vir die persoon in hierdie week, ek sê ons mag nie die afgoderry van die mense nakom nie. En wanneer ek besig is met afgoderry, is ek 'n baster in die oë van die Here. Dan kyk ons na die mense om ons. En ek haal 'n sekere persoon uit en ek sê, ag, jy's 'n kerkgaande mens, jy's heilig. Terwyl my woord van die Here my leer, as ek besig is
met die gruwels van hierdie wêreld, is ek 'n afskuweling vir God. Johannes 7 vers 7 sê die volgende in die Nuwe Testament. Hy sê die wêreld kan julle nie haat nie. Maar my haat hy, omdat ek van hom getuig dat sy werke boos is. Jesus Christus het dit vir sy eie boeties gesê, na die vlees. Hy sê die wêreld kan julle nie haat nie. Maar my haat hy, omdat ek van hom getuig dat sy werke boos is. En dit wil vir my sê, boosheid pas nie by God uit nie. As ek besig is met die boosheid van hierdie wêreld, die sonde, die ongeregtigheid, dit wat God se woord vir my sê, jy mag dit nie doen nie. En ek doen dit, dan is hierdie wêreld nie vir my. Dan vra ek weer vir u, soek ek die eer van die mens? Of soek ek die eer van God? Jesus Christus het gesê, hulle is op die laaste tyd, staat in 1 Johannes 4, vers 4 en 5. Ek het nie gesê nie baie skrifte gee, daar is nog 'n hele paar. Ek weet, ek sê altyd vir julle, lees die hele hoofskrif, hele hoofstuk. Maar ek wil vanoggend vir u net skriffies uithaal. En dan kan jy met jou eie tyd gaan ondersoek en staan en kyk, wat sê die skrif. Ons is maar so geneig om te luister, wat sê die pastoor op Sondag. Dan dink ek het Bybelkennis. En wat ek eers daar agterkom, die mense van dit wat die pastoor gee, en hy gee dit vir ander mense uit. Maar by myself doen ek niks om my lewe aan te pas, volgens dit wat die pastoor sê. Het is maklik om die Bybel te lees om ander mense te na te kom. Maar terwyl ek in hierdie week besig is met die Bybel, en ek en my vrou besig is om oor goed te praat en sy lees 'n skrif, sê laat jou goeie werke, jou lewenswandel so wees dat die wat onrein is, wil reinig word. Die wat sondaars is, wil kinders van God word. Nee, dit werk ons nie vandag 2024, 26, waar ons ook al is nie. Daai was seker van 1800s geskrywe, toe die mense nog God gevrees het. Toe het ek opgelet hoe ek lewe. Vandag wil ons vir almal predik, maar ek self verander nie my lewe nie. 1 Johannes 4, vers 4 en 5 sê, julle is uit God, my kinders, en het hulle oorwin, omdat hy wat in julle is, groter is as hy wat in die wêreld is. Hulle is uit die wêreld, daarom praat hulle uit die wêreld, en die wêreld luister na hulle. En nou wil ek gou terugkom, na wat ek net nou gesê het. Die predikant van die kerk verander sy lewe, dat die mense gemaklik moet word. Dan wil ek vir jou in die eerste plek sê, jy het die vrees van God nie in jou lewe nie. Want hulle was van die wêreld. En as jy na die wêreld luister, en jy verander jou lewe, om by hulle gemaklik te laat voel, dan pas jy in by die wêreld. Dan het jy nie Christus Jesus in jou lewe. Verstaan my mooi vanoggend. Ek kan nie doen wat die wêreld doen, en ek wil die evangelie van God verkondig nie. Want dan sê die skrif, predik jy dat hulle nie mag steel nie. Jy self. Tyd terug het ek 'n droom gehad, ek weet nie of ek dit hieroor gesê het nie, maar ek sal dit volgens sê. Staan in 'n kerk, en die predikant staan daar binnekant, en hy wil kom preek, en hy loop met 'n kortbroek en 'n t-shirt, en hy wil vir my preek, dis die droom wat ek het. En ek vat my vrou, ek sê vir kom, ons kan nie hier sit nie,
want dis 'n wêreldsgesindheid hier binne. En ek gaan staan buitekant en toe ek so afkyk, het ek self 'n kortbroek aan. Skandaal. Ek wil daai een oordeel, ek kan nie daar binne sit nie, want ek wêreldsgesindheid, maar ek loop self met 'n wêreldsgesindheid. En daarna raak God met my besig oor die vrees van God. En ek begin verandering doen in my lewe. Dit is maklik om met iemand anders te preek. Jesus sê, julle is uit God, my kinders, omdat hulle het hulle oorwin. Ek, as ek 'n kind van God is, moet ek die wêreld en hulle mense oorwin. Ok. Nou gaan ons weer terug na Johannes 15 vers 19 toe. As julle van die wêreld was, sou die wêreld se eiendom lief hê. Maar omdat julle nie van die wêreld is nie, maar ek julle uit die wêreld uit verkies het, daarom het haat die wêreld julle. Nou, ek kan nie teen die skrif praat, want die skrif is die woord van God, die geskrewe woord van God. En ek wil vanoggend vir u sê, die woord van die Here sê, baie is geroep, maar min is uitverkies. Baie van ons is geroep om uit te staan vir die naam en saak van die Here. God gee ons 'n genadekans en hy sê, kom na my toe. Almal wat moeg en verlate is, vermoeid en belas is, sal dit. Net op ander woorde, ek praat nou 'n nuwe vertaling op 'n ou vertalingskarater. Nie dat ek dit goedkeur nie. Almal wat vermoeid en belas is, kom na my toe. En nou kom ek op 'n stadium na die Here toe. Maar in my hart is my hart nog verhard. Want ek lewe nog, maar Christus leef nie in my nie. En as ek in die wêreld is, ek het 'n vriend gehad. Nou ek noem hulle verkleermannetjies, soos ek nou net gesê het. As ek by die dronkaard is en drink ek saam met hom, as ek by die ouens wat vloek en skree ek saam met hom, as ek by die ouens wat leen vertel, dan vertel ek saam met hom leen. Terwyl die skrif sê, jy moet 'n aanveranderende lewe lewe. As ek so lewe, en ek meet my nie aan die hand van wat pastoor sê nie. Ek meet my aan die hand van wat die skrif sê. Wil ek vanoggend vir u sê, is Christus nie deel van my lewe nie. As daar gruwels deel is van my lewe, en ek is gemaklik daarmee, kan ek nie roem en sê, ek is 'n kind van 'n heilige God nie, want die woord van die Here leer my, soos ek gesê het, God het mense gemaak na sy ewebeeld, eerstens heilig. 1 Petrus 1 vers 14 en 15 sê hy, soos gehoorsame kinders, moet julle nie julle lewens inrig volgens die begeerlikhede van tevore in julle onwetendheid nie. Maar soos hy wat julle geroep het, heilig is, moet julle ook in julle hele lewenswandel heilig word. Daar's 'n skrif wat sê, by nou al moes julle leraars gewees het. Maar ek moet julle nog met klein voetseltjies voed. Wat help met my, ek kom vir Here op die pad? Wat help met my, ek kan sê, ek het 1946 tot bekering gekom, maar my lewe getuig nie daarvan, dat ek tot bekering gekom het nie. Dan is dit beter om te sê, ek het 10 minute terug tot bekering gekom, en ek het die vrees van God in my lewe. Want apostel Paulus het gesê, ek bekeer myself daagliks. Ons wil roem in die jare wat ek in die kerk is. Ons wil roem in ons spesifieke kerk. Maar ek wil vir u waarborg, dit gaan nie oor jou kerk nie. Want
sê, ek het skape in ander kralle ook. Nie almal wat in Israel is deel van Israel nie. Nie almal wat in die kerk sit vanoggend is deel van die liggaam van Christus nie, want ek loop met sonde en ongeregtigheid in my lewe. Petrus 4 sê, vers 1 en 2, omdat Christus dan vir ons na die vlees gelei het, moet julle ook wapen met dieselfde gedagte, dat wie na die vlees gelei het, opgehou het met sonde. Hoe moeilik is dit om na die vlees te lei? Hou op met jou sonde. Hou op met jou ongeregtighede. Hou op om te doen dit wat die woord van die Here nie van jou verwag nie. Om die oorige tyd in die vlees nie meer volgens die begeerlikhede van die mens te lewe nie, maar volgens die wil van God. Wat is die wil van God? Ons dink ons weet. Wat is die wil van God volgens die Bybel? Is dat almal tot die kennis van die waarheid kom. Want God wil nie hê dat een siel verlore moet gaan nie. Maar ongelukkig is die God wat ek aanbid. Wat is die Afrikaanse woord van gentleman? Ok, kom ons los maar daar. Die God wat ek aanbid is 'n gentleman. Dit is die Heer. Die Heer. Hy dwing homself op niemand af nie. Hy gee jou die twee keuses. Hier is wat ek wil hê jy moet doen. En hier is wat die wêreld van jou verwag. Maar as jy deel is van die wêreld, is jy 'n vyand van God. Nou kom ek by wat ek net nou wou gesê het. Ek het self oor die platform al baie maal gesê, toe ek in 'n sondige lewe gelewe het, het God my gebede geantwoord. Maar ek het sonde en ongeregtigheid in my lewe gehad. Dan sê ek, maar die skrif sê God luister nie na die gebed van 'n sondaar nie. Dan verstaan ek nie die twee hoekom hulle by mekaar uit nie. Maar toe kom ek by die gedagte uit. Die skrif sê, hy toon hom opreg aan die opregtes en verkeerd aan die verkeerdes. Vreeslik is dit om te val in die hande van 'n lewende God. Hy toon hom opreg aan die man en vrou wat hom in gees en in waarheid en in die vrees van God aanbid. Maar die wat verkeerd is, wat deel is van hierdie wêreld. Maar ons sit in die kerk en ons het geleer, Jesus Christus hoor my gebed. Jesus Christus antwoord, ja, hy is die uitkomste van my probleme en hy is al hierdie wonderlike goed. Ek hoor dit en ek kom tot inkeer volgens dit. Nie volgens die vrees van God nie. Terwyl ek nêrens in die skrif lees. Of kom ek sê dit so, ek het dit nog nie raak gelees. As dit daar staan, dat Petrus, Johannes en al die apostels en die discipels vir die mense getuig het, hulle moet by Christus uitkom, weens hy jou lief het nie. Ek het nêrens gelees dat die mense van die Bybelse disciples getuig het van die wonders wat Jesus vir hulle gedoen het nie. Maar wat ek wel gelees het, is weens julle sonde en julle ongeregtighede, julle eie wysheid en julle grootmanskap en al hierdie wonderlike dinge wat by die mense plaasvind, het julle hom gekruisig. Julle is die oorsaak dat hy aan die kruis van Golgotha gehang het. En die ware disippels het besef, wat moet ons doen om tot bekering te kom? En Petrus het vir hulle gesê, julle moet julle bekeer in gees en in waarheid. Vandag wil ons hoor hoe wonderlik dit is om die Here te dien. Maar die skrif sê, hulle gaan julle haat.
ter wille van my naam. Waar kom die haat in? En sê ook, as jy godsvreesend lewe, dan laat God jou vyand met jou in vrede saamlewe. Hier voor jou gaan hy 'n smile gee, maar agter jou rug gaan hy jou met 'n pas op, jy moet waaksaam wees, voor en agter. Hy sê hierso, om die oorige tyd en die vlees nie meer volgens die begeerlikhede van die mens te leef nie, maar volgens die wil van God. Dink ek het Woensdag aand gesê, of laas Sondag, kan onthou nie, ons is so bang vir die wil van God. Asof God ons sal te nakom. Die duiwel getuig vir jou, om jou te onderwerp aan God, is nie vir jou goed nie. En ons het 'n neiging om eerder vir die duiwel te luister, as om vir God te luister. Maar die skrif, wat my leer dat God ons lief het, en omdat hy ons lief het, het hy sy seun in die wêreld gestuur, is die selfde skrif wat my leer, God wil hê dat dit met ons moet goed gaan. Hy sal jou nooit ook aan jou kragte versoek nie. Hy wil nie hê dat jy moet verlore gaan nie. Maar die duiwel wat ons hierdie aardse goed gee, die dinge na die vlees. Nou wil ek vanoggend vir u vra, wat is daar wat skeiding maak tussen jou en God? Wat is daar wat veroorsaak dat jy vashou in hierdie wêreld? Dat jy nie by God kan uitkom nie. Jy kan dit noem net wat jy wil. Dis nie altyd sonde wat skeiding maak tussen jou en God nie. Dit kan ook ongeregtighede wees. Kan ook dit wees wat God vir jou sê, jy moet prys gee ter wille van my naam. Ons gaan verder lees. 1 Johannes 2 vers 15 tot 17, ek hoop nie is haastig nie, ek het hierdie week iets gehoor, ek weet nie of my vrou vir my gespeel het of wat nie. Ons is so haastig om Sondag klaar te kry met kerk, dat ek kan aangaan met die genot van die lewe. Hoeveel tyd het ons vir die Here? As jy haastig is, ek is ook. Hy sê 1 Johannes 2 vers 15 tot 17, hy sê, moenie die wêreld lief hê, of die dinge wat in die wêreld is nie. As iemand die wêreld lief het, dan is die liefde van die Vader nie in hom nie. Ok, wat se dinge is in die wêreld? Weet jy wat se dinge is in die wêreld? Ek wil vanoggend vir sê, alles wat jy nie saam met jou kan vat, na die hiernamaals toe nie. Ek kan die rykdom van hierdie wêreld hê, ek kan alles hê. Die dag as ek my asem uitblaas, ek kan maar vir die mense sê, begrawe dit saam met my. Hai, dit gaan net al bly, dit gaan vrot. Dit gaan roes, dit gaan niks beteken nie. Die wurms gaan dit saam met jou opvreet. Want ek kan niks aan hierdie wêreld saam mee vat nie. En hier sê hy, moenie die wêreld lief hê, of die dinge wat in die wêreld is nie. Jou huis, jou kar, jou microwave. Ons verafgod mos die goed. Nou die dag, lees iemand my sussie met 'n nuwe microwave. Die ou een is op. Weet jy wat sê my sussie? Sy sê, ag, hy het gewerk. Of was hy op? Dit het nie hou vas in my lewe nie. Maar dan kry jy iemand anders. Daai microwave, nee kinders, moenie aan hom raak nie. Hy was baie duur. Die ketel wat ek gekoop het, ag is nie R5 ketel nie so. Nee kinders, moenie aan hom vat nie. Kinders dink as jy speel ding, ons druk die knopjie en reg. Dis 'n kind. Dan breek hy kop. Dan se kwaad vir die kind omdat hy gebreek het. Nee, dis die Here wat jou wil leer. Moenie aan hierdie goed vashou nie. Want die God van hierdie wêreld het al hierdie dinge gemaak. Hy het alles in sy besit. Want alles wat in die wêreld is begeerlikhede van die vlees en die begeerlikhede
lewe en nie uit die Vader nie, maar uit die wêreld. En die wêreld gaan verby. En sy begeerlikhede. Maar luister wat sê die laaste skrif. Maar hy wat die wil van God doen, bly vir ewig. As jy vir iemand vra, wil jy doodgaan, en niemand wil doodgaan nie. Ek staan gister met 'n man en praat ek. Sê, what, you want to die? Hy sê, no. Ek sê, we all gonna die. Ja, but not now, it's not too young. Ek sê, weet jy wat, ek het klein kindertjies gesien, weg. En ek het baie ou mense gesien, baie oud word. Maar ek het ook gesien mense wat middeljarig is, wat weg is. Ons wil nie sterwe nie. Maar ek wil vir ewig lewe, maar ek wil nie die wil van God doen nie. Hy sê hierso, maar hy wat die wil van God doen, bly vir ewig. Hy wat nie die wil van God doen nie, kry die ewige verderf. 1 Johannes 5 vers 9 sê, ons weet dat ons uit God is, en die wêreld in die mag van die bose lê. Nou wil ek 2 skrifversies, dan gaan ek afsluit. Openbaring 12 vers 9 sê, die groot draak is neergewerp. Die ou slang wat genoem word die duiwel en Satan. En die wêreld verlei, wat die wêreld verlei. Hy is neergewerp op die aarde. En sy engele is saam met hom neergewerp. En weet jy wat? As ek en u doen wat die duiwel van my verwag, dan word ek deur hom verlei as ek die dinge van die wêreld liefhet. En ek gaan saam met hom neergewerp word. En die skrif sê, die hel is vir hulle voorberei. Maar ek wil vanoggend vir u sê, Romeine 12 vers 1 en 2 gee vir ons die mag om te sê as ek my tot niet maak by Christus. I went to the enemy camp and I took back what he stole from me. Ek het teruggegaan na dit wat ek afgegee het en ek gaan doen alles in my vermoë en ek soek na dit om dit terug te kry, want die woord van die Here sê, God gee onberoulik. Laat een van iets onder ontstaan in vandag se lewe. Tyd wat ons in lewe. Ons dink, as ons in tale praat, is ons geestelik. Ons dink as ons profeteer, is ons geestelik. Ons dink wanneer ons die gawes van die Heilige Gees uitleef, is ons geestelik. Ek het nou net vir u gesê, God gee onberoulik. En ek kon dit ook nie verstaan nie. Dat 'n ou met hoër gedagtes kan sit, of met dronkaards, of 'n leienaar kan wees, maar as hy in die kerk kom, dan praat die Here deur hom. En ek sê, ek verstaan nie dit nie. Maar weet jy wat? Die woord van die Here sê, ek sal met 'n stem van 'n ander nasie, van 'n ander volk, met 'n vreemde volk. Okay, nou as God sê vreemde volk, gebruik om met die volk te praat, dat hulle net hulle ore moet oopmaak. So God kan gebruik wie hy wil, wanneer hy wil, waar hy wil. Hy sê, gebruik die sondaar om die kind van God te voorsien. Hy kan gebruik net wie hy wil. Dan meet ek myself oor ek kan tale praat. Ek meet myself oor ek profeteer. En ek dink ek is op pad hemel. Die skrif sê tale gaan verbygaan. Al hierdie goed gaan tot niet word. Maar hy wat die wil van God doen, sal vir ewig bly. Hoe meet ek myself of ek rein reg teenoor God staan? Het ek die vrees van God in my lewe? God
God kyk nie na hoeveel jou opofferings is nie. Hy kyk na opregtheid. Het ek behaag in offerande en offergawes, soos in gehoorsaamheid? En daarom sê Romeine 12, vers 1 en 2, ek vermaan julle broeders by die ontferming van God, dat julle liggame stel as lewendige, heilig en aan God welgevallige offer. Dit is redelike godsdienst. Word nie aan hierdie wêreld gelykvormig nie, maar word verander deur die vernuwing van julle gemoed, sodat julle kan beproef wat die goeie en die welvalligde en volmaakte wil van God is. Ek het vandag baie goed aangehaal. Maar ek wil vir u sê, hoe lank nog is ek bereid om toe te laat dat die duiwel my beroof van die belofte wat God vir my gegee het? Hoe lank nog is ek bereid om maar net af te gee dit wat God vir my gegee het, om die heiliges mee te bedien? Hoe lank nog is ek bereid om maar net kerk toe te gaan en huis toe te gaan en verander te preek, maar my eie lewe my skade voor God, terwyl ek in hierdie week my vrou sê, maar ek wil nie goed moet so uitwerk. My vrou sê vir my, jy is besig om jou eie siel te versondig, want jy kyk te veel na wat ander mense doen, en wil hulle reg kry, kry jy jou eie lewe reg. Ek dank die Here vir 'n vrou wat kan hoor wat die Here sê. Kry jou eie lewe reg, sodat jy seker is, jy is nie 'n bespotting vir die Here nie, en as jou lewe in orde is, dan kan God ander mense deur jou bereik. Skrif het op 'n ander plek gesê dat die gedaante van godsaligheid, maar die krag daarvan het julle verloon. Terwyl die skrif sê verloon in die wêreld, het julle die krag van God verloon. Terwyl ons in die late uur lewe, wil ek vir u sê, dit het tyd geword dat ons in gees en in waarheid voor God bekeer. Want niemand anders gaan jou prys betaal nie, behalwe jy jouself. Toe ek in die werk gewees het ek salaris gekry vir dit waarvoor ek gewerk het. Vandag sit ons en ons dink ons gaan 'n loon kry. Die ewige lewe in die hemel. God gaan vir my sê, oor min was jy getrou, oor veel gaan ek jou aanstel. Maar 'n oorlede pastoor het gesê, ander mense sit in die kerk en hulle weet hulle gaan hel toe. Want hulle weet hulle gehoorsaam nie die woord van God nie. Hy sê, maar ander gaan 'n helse surprise kry. Waar val jy in vandag? Ek het in hierdie week op my status ding gesit en gesê, wanneer ons voor God gaan staan, en die skrif sê, die boeke gaan geopen word. Die boek van die lewe. En as dit bevind word dat jou naam nie in die boek van die lewe geskryf is nie, sal jy die koninkryk van God nie beerwe nie. Maar wanneer hierdie boeke geopen word, gaan die Bybel saam met julle daar staan, en my. Gaan die Here vir my sê, daar is geskryf, onthou toe Lucifer vir Jesus Christus beproef het in sy vastingtyd. Het hy gesê, daar staan geskrywe. Weet jy wat gaan die skok van jou lewe wees? Selfs Lucifer gaan daar staan in jou oordeel, want hy wil hê jy moet hel toe gaan saam met hom. Terwyl jy sê, ja, ek het gaan Lucifer sê, nee. Onthou jy nie daar en daar, het jy God se naam in skande gebring nie? Onthou jy nie, jy was 'n leienaar van die begin af soos ek nie? Hy gaan erken wie hy is, want hy weet wie hy is. En God gaan daar staan. En Christus Jesus
Die skrif sê Moses gaan die regter wees. Wat 'n heilige God het ons. Hy gaan nie jou laat pak kry vir jou pa se sondes nie. Hy gaan nie jou pa straf vir jou sondes nie. Jy gaan jou pak laat dra. En die boeke gaan geopen word. Kan ek nie vir 'n pa help my? Ek weet my pa sal in die wêreld enigiets doen as hy kan vir my. Want ek voel so vir my kinders, al maak hulle my party nou so kwaad. En sê ek nog steeds, I love you my children. Ek is so lief vir julle. En ek weet as ek sê ek gaan dit nie doen nie. En hy kom vra om verskoning en sê ek gaan. Dan doen ek dit maar vir hom. Of waar? Ek het 3 pragtige dogters en 'n wonderlike seun. Ek sal enigiets in die wêreld vir hulle doen. Maar weet jy die dag as ons voor God staan, gaan my kinders alleen staan. Dan gaan die Here nie, gaan daai Here nie kan sê, maar my pa het my so gewys nie. Gaan die Here vir hom vra, wat sê die Bybel? Ja, maar my ma! Nee, wat sê die Bybel? Hulle gaan hulle beurt kry. En as hulle jou verkeerd geleer het, gaan hulle die straf daarvan kry, as hulle nie voor God bekeer het nie. Ons kan vandag lag. Maar ek wil vir sê, dis ernstig. Die skrif sê, vreeslik is dit om te val in die hande van 'n lewende God. Maar weet jy hoe trots gaan ek wees? As my seun daar kom en hy staan voor God en hy sê vir hom, oor min was jy getrou, en oor veel gaan ek jou aanstel. Weet jy wat 'n skok gaan dit wees as hy ingaan en ek gaan uit? Vader Abraham, stuur vir Lazarus, laat hy net die punt van sy vinger nat maak, dat my tong net 'n bietjie kan afkoel. Hier waar ek is, kan jy nie kom nie. En ons kan ook nie by jou uitkom nie. Want God se ja is sy ja, en sy nee is sy nee. Ag, stuur tog net vir Lazarus terug in die lewe, dat hy my broers en my susters gaan waarsku, dat hulle nie die pyn beleef wat ek het nie. As hulle nie eers vir die wet en die profete luister nie, hulle het die wet en die profete, as hulle daarvoor nie luister nie, sal hulle ook nie luister vir 'n dooie wat uit die grond uit opstaan nie. Of vanoggend vir die vraag, hoe lank nog moet die Here by jou smeek? Hoe lank nog moet hy klop en jou genade kans na genade kans gee, voordat jy sê, Here, kom na u toe, en ek bekeer my in gees en in waarheid, want ek is moeg vir die lewe, wat ek gelewe het tot vandag toe, ek is vernietig, ek het niks meer oor nie, maar ek het uitgeroep met sê, Here, help my. Hoe lank nog moet die Here vir jou 'n kans gee? Dalk net is ewig vir ewig verby. En dan staan ek voor 'n lewende God. Ek wil vir u sê, dit is tyd geword dat ek my vir gees en in waarheid vir God bekeer. En doen dit wat die Here van my verwag, tot sover uit sy woord uit. Amen. Kom ons staan. Gaan ek my vrou vra met die dienste vandag. Maar as jy in jou hart voel, Here, ek het nodig om 'n aanraking van U te kry, is net 'n besluit om te sê, ek gaan die woord van die Here gehoorsaam. Dis 'n keuse wat jy het. Die evangelie is nie iets wat jy by aansluit nie, is iets wat jy gehoorsaam. Wat ek gehoor het van 'n prediker, toe besef ek, dis waar. Ek kan nie aansluit, ek kan aansluit by 'n kerk, maar ek kan nie aansluit by die evangelie nie. Ek moet dit gehoorsaam om deel te word van Christus. As jy vanaand voel nie te kans om my te roep uit na die Here, te sê, Here, hier is ek. Wees my 'n sondaar genadig. Hy is getrou en regverdig om jou uit die katters uit te haal en jou in 'n platform te sit wat vir jou te hoog is. Tot sover. Amen. Dankie my vriend.
Here, dankie vir die Here, kans dat ons ons hier prys was U naam. vanmôre, Here, wat ons onder uit die woord uit kon leer, Here, Here, dat hierdie een is wat ons kos gee. Here, ek bid en vra dat, soos pastoor genoem het, dat elkeen wat 'n uitroep het na U toe, Here, Here, halleluja. dat U sal raak sien en dat U sal verandering maak by elke persoon, Here. Dat Here, U sal toon aan elke een wat hulle self oopmaak na U toe, Here, Here, en sê ek het U halleluja. nodig. Here, ek vra dat U ons verdaag en dat wanneer ons weer bymekaar kom, Here, op U tyd, Here, dat ons Here, op getuig van U Jesus. goedheid en U guns in ons Ons lewe. prys U naam. Ek bid, Here, dat U die verandering in mense lewe sal maak, Here. Here, Want daar is halleluja. niemand maar U wat dit kan doen, Here, wat ons in ons harte en ons lewens kan verander nie. Here, ek vra sien raak, Here, hou ons elkeen onder die The bloed. blood of Jesus. Vra ek in has never Jesus been naam used. alleen. Amen. Amen. Mag jy 'n geseënde week in die Here hê en die Here met blydskap tot ons mekaar weer sien. Amen.